So 'n jaar of wat gelede het ek een keer daar in die Bosveld in 'n bos so in 'n bospaadjie gestap. Ek was alleen gewees en die volgende oomblik toe hier 'n slang voor my, seker net so 'n meter voor my, en die slang staan so regop met sy bakkop so vir my en kyk. Nou ek kan jou verseker, op daai stadium het ek nie gedink wat het ek geleer van hoe moet mens dit hanteer as 'n slang by jou is en staan stil en daai goed nie. Ek het gehardloop en ek het seker my eie rekord gebreek op spoed, en ek dink almal wat enigstens naby was het gehoor, hier is 'n probleem. En net so 'n maand of wat gelede of daarna, toe is ek eendag by my rekenaar en ek is besig om 'n PowerPoint te maak en ek is besig om foto's te soek, images daar te kry, en ek sien hier is ietsie wat vir my snaaks lyk en ek gaan so 'n bietjie nader om te kyk, nou wat is dit? Nou moet ek baie eerlik wees, dit het nogal 'n bietjie suggestief gelyk. En ek het toe maar so nader gegaan en gaan kyk, en die volgende oomblik onthou ek daai slang. En ek besef, vir die slang wat fisiese gevaar het ek gevlug. Ek het gehardloop, ek het nie gestaan kyk wat se soort slang is dit nou, hoe lank is hierdie slang nie. Ek het gevlug vir fisiese gevaar. Maar vir hierdie ding wat eintlik 'n geestelike gevaar vir my inhou, het ek so 'n bietjie nader gegaan en eers 'n bietjie ondersoek. En dit was vir my 'n groot les om te besef hoe maklik kan 'n mens eintlik gewoond raak aan ietsie. In Efesiërs 4 vers 27 staan daar, ons moenie vir die duiwel 'n vatkans gee nie. Nou ek het nie vir daai slang 'n vatkans gegee nie, maar ek het tog vir die duiwel 'n vatkans gegee toe ek so 'n bietjie nader gegaan het en te kyk. En ek dink 'n ander belangrike versie wat ons almal seker ken, staan in 1 Petrus 5 vanaf vers 8 wat sê: wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Die duiwel wil jou verslind. Het jy al daaraan gedink, net soos wat Jesus wil hê ons moet meer en meer soos hy word, wil die duiwel ook hê ons moet meer en meer soos hy word. En hy doen moeite om te kyk of hy ons kan kry dat ons meer en meer soos hy word. Op 'n stadium het Jesus vir sy vriende gesê, julle moenie bang wees vir dit wat die liggaam kan skade aandoen nie. Julle moet bang wees vir hom wat julle in die hel kan sit. En uiteindelik hier na sy Vader verwys, wat hy gesê het eintlik, julle moet oppas vir goed wat geestelik vir julle skade kan maak. My vraag vandag is vir jou, as jy nou moet sê, vlug jy van die sonde, of as jy maar 'n bietjie geneig om by selfversoekings is om bietjie nader te gaan en te gaan kyk? Ek dink COVID-19 het ons baie geleer van hoe om veilig te lewe, om nie kieme en goeters by ons toe te laat nie. Ons leer van afstand, ons leer van om sekere situasies te vermy, ons leer van om onsself gereeld te was. En ek dink ons moet probeer hierdie beginsels wat ons geleer het van 'n gesonder lewe ook in ons geestelike lewe toepas. En dit is baie lekker as ons met ons kinders dalk 'n gesprek daaroor kan hê. Ek wil jou aanmoedig dat julle in julle gesinne gesprekke sê, maar hoe bly ek ook weg van die geestelike gevare van versoekings, afstand skep, gereeld my was in die woord van die Here en vergifnis en al daai tipe goed. 'n Baie lekker gesprek wat ons kan hê. Kom ons vat dit wat ons geleer het van COVID en ons pad op ons geestelike lewe ook toe. Mag julle 'n baie lekker gesprek hê en 'n baie geseënde week hê.